Galasiërs 1 vers 3. Die Here Jesus Christus, wat homself vir ons sondes gegee het, om ons te verlos uit hierdie goddelose wêreld en so die wil van God ons Vader te volbring. Aan God kom die heerlikheid toe tot in ewigheid. Geliefdes, 'n wonderlike wete, ons sondes is vergewe. Daarom kom groet die Here ons met sy seën vanuit vers 2. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, kom ons sing saam al die lof, aanbidding. Ons is 'n oomblik, U is vir altyd, God van die eeuwe, God voor die tyd. Ons is 'n asem, U is vir ewig, U wat ons liefhet, altyd getrou. Nou geliefdes, ons is in Galasiërs en Galasiërs is bekend vir die vrugte van die Gees, die werking van die Heilige Gees in ons lewens. En daarom met Paulus maak baie seker dat die mense verstaan, dis geloof alleen wat ons red. Maar dan gee hy vir ons wat is vrugte van die ongeregtigheid en wat is vrugte van die Gees. So wanneer ons deur die Gees laat lei, sal daar sekere vrugte wys in ons lewens. En hy maak dan 'n lys daarvan sodat ek kan sien of ek vrug van die Gees dra en daarvolgens lewe. So ek lees vir ons
Dis Galasiërs 5 vers 19 tot 26. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienaars, dowery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, risie, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al die dergelike dinge. Ek waarsku julle, soos ek al vroeër gewaarsku het, wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moenie verwaand wees, mekaar uittart of van mekaar afgunstig wees nie. Geliefdes, ons tema vandag is die pottebakker, daarom sing ons die liedjies wat vir ons bekend is rondom die pottebakker. So kom ons sing saam soos klei in die hand van die pottebakker. Soos die klei in die hand van die pottebakker, so is jy in my hand, sê die Heer. Soos die klei in die hand van die pottebakker, so maak ek jou 'n beeld tot my Heer. Vorm my, Here God, vorm my en vou my al kry ek seer. Vorm my, weet u my wil hê, o Heer. Soos die klei in die hand van die pottebakker, so is jy in my hand, sê die Heer. Soos die klei in die hand van die pottebakker, so maak ek jou 'n beeld van my Heer. Vorm my, Here God, vorm my en vou my al kry ek seer. Vorm my, Here God, jy weet u my wil hê, o Heer. Geliefdes, kom ons bid saam en dan lees ons uit die woord. Ons almagtige Vader, liewe Heer, is wonderlik om te kan weet dat U ons Vader is en ons U kinders kan wees. Deur die soenverdienste van die Seun het ons toegang tot U en het U vir ons die reg gegee om kinders van U genoem te word. Heer, dankie dat U deur die Gees in ons werk om al hoe meer so te lyk. En Vader, ons vra dat ons ook U sal vertrou. Heer, baie keer sukkel ons om U raadsplan te aanvaar of te vertrou. Ons sukkel om te weet wat as ons al die dinge sien in ons eie lewens of in die wêreld om te verstaan. En Heer, ons vra dat U ons sal help om dit te kan verstaan en Heer, die wonderlike voorreg sal raak sien om te weet dat U in ons lewens werk en dat U ons vorm na liggaam en siel, dat U vir ons voorsien na liggaam en siel. En Heer, kom help ons om te verstaan wat ons vandag lees, hoe ons dit toepas en wat ons daaruit moet saamvat. Weer dankie vir die reën wat U vir ons gegee het. Dankie dat U steeds die aarde onderhou. Weer kom help ons om te sien hoe U ook ons lewens voorsien en in stand hou. En liewe Heer ook dat ons weet, Heer, baie keer kom haal U ons, baie keer vroeg, baie keer laat, maar dat ons daarvoor ook rus en vrede sal vind in U, in U raadsplan en ook U wysheid en U raadsplan sal vrede vind daarin met die wete dat U hierdie wêreld net as 'n deurgang na U toe voorberei het en dat U eintlik ons vaste woonplek by U voorberei. Heer, kom wys dit vir ons so deur U Gees. Heer, ons bid dit alles in die naam van ons Verlosser en Here Jesus Christus. Geliefdes, ons skriflesing vandag kom uit Galasiërs 4 vers 8 tot 20.
Maar vroeër, toe julle God nog nie geken het nie, was julle verslaaf aan gode wat in werklikheid nie bestaan nie. Nou dat julle God leer ken het, of liewer, nou dat julle deur God geken is, hoe is dit moontlik dat julle weer terugdraai na die swak en minderwaardige elementêre beginsels en weer van vooraf daaraan verslaaf wil raak? Julle onderhou vasgestelde dae en maande en tye en jare. Wat julle betref, is ek bevrees dat al my harde arbeid onder julle dalk te vergeefs was. Ek smeek julle broers, word soos ek, omdat ek soos julle geword het. Julle het my geen onreg aangedoen nie. Julle weet dat ek die eerste keer weens my siekte die evangelie aan julle verkondig het. En alhoewel my siek liggaam vir julle 'n beproewing was, het julle my nie verag of verfoei nie. Inteendeel, julle het my soos 'n engel van God ontvang, soos Christus Jesus. Waar is julle blydskap oor my dan nou? Ek kan van julle getuig dat, indien dit moontlik was, julle oë sou uitdruk en vir my sou gee. Het ek dan julle vyand geword omdat ek vir julle die waarheid vertel? Hulle beywer hulle nie met goeie bedoelings vir julle nie. Inteendeel, hulle wil julle van my af weghou, sodat julle vir hulle kan beywer. Dis goed om julle altyd vir die goeie te beywer, en nie net wanneer ek by julle is nie. My kinders, ek ervaar weer geboortepyne oor julle, totdat Christus in julle gestalte kry. Ek wens ek was nou by julle, en kon met 'n ander stemtoon met julle praat, want ek is daarop raad op met julle. Tot sover, geliefdes, die woord van die Here. Nou geliefdes, ons tema vandag, klei in die hande van die pottebakker. Nou, ons is nog steeds deel van die reeks, en dit is 'n lang naweek vandag, of hierdie naweek, en daarom is die kinders in die kerk, en ons hou dit so 'n bietjie 'n kindergediens, en dan, voordat ek by die kinders uitkom, wil ek ons dit weer op spoed bring, as gemeente, om net weer te sê, soos wat ons jaarliks deur die skrifwerk, hierdie jaar, die gemeente werk boek vir boek deur die Bybel, met begeleiding van die senior groep, wat vir ons deur 'n belydenisskrifwerk, wat al die tekste oor sekere temas bymekaar bring, en hierdie jaar fokus ons op die Nuwe Testament. Nou geliefdes, ons is by die gedeelte van die belydenis waar ons praat oor die drie eenheid, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Nou wil ek ons net weer herinner aan wat ons reeds van God die Vader, want ons is tans by die God die Vader, wat ons nou al reeds van God die Vader, sy spesifieke rol, alhoewel die drie rolle baie vervleg is in mekaar, wil die Here tog openbaar homself, dat God die Vader sekere dinge doen, en God die Seun en God die Heilige Gees. Nou, die drie dinge wat ons onthou, God die Vader, die eerste ding, as kinders dan dink altyd, dan dink hulle aan God as skepper. En ons gesê, dit is ook belangrik om te onthou dat hy ook onderhouer is. En hoekom dit belangrik is van dit bemoedig ons. Dat ons weet, wanneer ons die chaos in die wêreld sien, wanneer ek bekommerd is oor die toestand van ons land, die toestand dalk van my eie besigheid, my eie dinge waarmee ek besig is, dan herinner die Here ons dat hy nie net die aarde geskep het en oorgelaat aan homself het nie, ook nie vir my as gesin nie, dat ons nie net aan toeval oorgelaat word nie, maar dat die Here die wêreld steeds onderhou, en veral is dit belangrik om te onthou dat dit deur voorspoed en teëspoed is God besig om met ons te werk. En dieselfde moet dit ons bemoedig, in ons lewens, dat God dit ook in stand hou tot die dag wat die Here ons dalk kom haal, partykeer vroeg, partykeer laat. En is alles deel van God se raadsplan. 'n tweede ding het ons gesien, dat die Here vir ons gewys het, maar net soos God die wêreld geskep het, en dit deur die sonde vernietig was, kom die Here en skep hy in die gelowiges 'n nuwe hart. Dit kan nie gebeur sonder die Vader se wil nie. Sonder deur die Heilige Gees kom skep hy vir ons 'n nuwe hart, en sonder God wat 'n nuwe hart kom skep, sal ons eenvoudig net nie
kan verander nie. Ons sal nie kan heilig word nie. Dit sal nie vir ons sin maak nie. Ons sal geen nood daarin sien nie en daarom ons absolute afhanklikheid van God die Vader om in ons 'n nuwe hart te kom skep en ons te heilig maak en ons te lei op hierdie manier. En dit is 'n konstante afhanklikheid wat ons van die Here het, gebed dat die Here ons sal heilig maak en in ons sal werk. En dan 'n derde ding wat ons gesien het laasweek waarmee ons dan nou afsluit is dat God ons versorg na liggaam en siel. En ons gesien hoe Paulus gesê het en hy verduidelik, maar liggaamlik is ons besig om ouer te word en ons is besig om uiterlik vergaan die liggaam. Maar innerlik is ons besig om al hoe sterker en sterker te word. En hy het ons vergelyk met 'n kleipot. Ons liggame is maar 'n kleipot wat breek en maar swak is en maklik breek, maar dit wat die kleipot stoor is 'n skat. En net soos ons stoor die evangelie, ons stoor die kennis van die heerlikheid van God en dit is wat waarde het. Nee, en hoe meer mense mee op jou liggaam kan vertrou nie, nee, en hoe meer mense skete agterkom, hoe meer moet ons fokus nie op uiterlike dinge wees nie, maar innerlik wat belangrik is. En so fokus die Here ons meer op die innerlike dinge waarmee die Here besig is. Nou vandag gaan ons aan met daardie tema. Maar ons gee net al nou vandag is 'n praktiese voorbeeld in Paulus se lewe hoe siekte hom getref het, hoe sy bediening moeilike goed was in sy bediening. Natuurlik dit was vir hom so sy lewenswerk, nee, dit so by sy werk was dit, maar hoe die Here dit gebruik het om sy raadsplan te laat geskied. So ons kyk vandag na daardie 2 punte. Dit is hierdie praktiese voorbeeld van dit wat gebeur het. Nou die eerste ding kyk ons klei in die hande van die pottebakker. En dan die tweede punt waarna ons kyk is die praktiese voorbeeld van klei in die hande van die pottebakker. So ons eerste punt, klei in die hande van die pottebakker. Nou, omdat ons dit 'n kinderdiens is, wil ek graag iets doen wat ons gewoonlik by die skole gedoen het, as ek daarso tyd gehad het by die Bybelperiode, en ek gewoonlik so iets gehad om die kinders dit mee te laat onthou, en wat ek gedoen het, hierdie een keer het ek vir hulle vrae gevra, en vir hulle dan moes hulle nou geraai het, en so ek gaan vir ons ook deur daai goed vat, is nou spesifiek vir die kinders. Hierdie was so omtrent 2019, so waardes kon al verander het en dinge is dalk nie meer presies dieselfde nie, maar dis omtrent hoe dit daai tyd was. Nou die vraag wat ek vir hulle gevra het, die eerste ding, hierdie kar, wat is sy waarde? Kyk, die kar is oud. Nee, en hy ry nie meer so lekker nie, en hy ry nie so vinnig nie, hy sit nie so gemaklik nie, hy het nie 'n radio nie, hy het nie, jy weet, al die funksies wat die karre het vandag nie. Nou wat sal die waarde van hierdie kar wees? Nou dis sy waarde, nee, soveel. Nou, ons net om ons 'n idee te gee, nee, daai bedrag in 2019 was omtrent 1000 Fortuners se prys. Omtrent 1000 Fortuners vir daai ding gekoop het, vir daai bedrag. En nou net om vir die kinders 'n idee te gee, meeste van die skole hier in Bloemfontein is so tussen 500, hoërskool is tussen 500 kinders en 1000 kinders. So is omtrent vir die groter skole, wat 1000 is, kon jy vir al daai kinders, en vir die kleiner skole kon jy amper 2 Fortuners gegee het, of daai kar vir die skool om te deel, of 1000 Fortuners. Nee, dit maak amper nie sin nie, daai kan. En wat maak hom so waardevol? Hy was 'n baie belangrike tyd vir die kar-industrie. Hy was 'n baie ongelukke en hy's met die hand reggemaak. Dit was in 'n tyd waar die kar vooruit gegaan het. Daar was iets in die geskiedenis wat vir hom verskriklik baie waarde gegee het. En natuurlik dat hy so oud was. En dan nog 'n ding, as ons kyk dan na hierdie skildery. Wat het hierdie skildery gekos? 'n belaglike bedrag, daar omtrent 3 biljoen rand, en jy weet, as jy nou vandag net so 'n bietjie dit vergelyk, nou gemiddeld 'n plot hierso in ons omgewing is omtrent, as jy nou redelik gereedskap op het, natuurlik wissel dit baie, maar is omtrent so 2 miljoen rand, nee, dan kan jy omtrent wat 1600
van of 3 miljoen. Nee, maar jy kon omtrent 1600 plotte kon jy gekry het, of daai skildery, of jy kon vir jou skool een keer, vir die kleiner skole 3 keer, elkeen 3 plotte gegee het, of die skildery. Nou wat sal ons dink? Ons sal ons nou nooit jy weet, dit verruil nie, maar dit is wat die waarde is. Dis die waarde van daai een was die eie soortig. Dit was omdat hy ook in 'n tyd was wat dit nuwe invloed gegee het van hoe kuns gewerk het, en ek kan verstaan nie al daai goed nie, maar jy weet daar's verduidelikings op die internet, maar dit ook, daar was min in sy reeks, daar was net 'n paar van hulle gemaak, en dis wat hierdie ding so verskriklik duur gemaak het, en dit so kos. Net nog een diamant, hier is van die duurste diamante in die wêreld, dit is sy prys, nou hoekom is hy so duur, want hy's skaars, nee, dis eintlik net 'n klip, nee, maar hy het deur verskriklike prosesse gegaan om so hard te maak, en dis wat hom weer so duur maak. Volgende een, daar's nog so 2 oor. Nou wat is die waarde van hierdie ontbyt? Nou, ek weet nie, daar word nie regtig gesê nie, maar jy weet ek skat so tussen 3 tot 30 rand. Nee, mens kan dit dan nog vir die hoenders gee of iets as 'n kelner om dit nou sou vat. As in ons huis was, sou ek homself geëet het, maar jy weet, hy het regtig nie waarde nie. Iemand het reeds al aangeëet. Nee, so hy het nie baie waarde nie. En die laaste een, wat is hierdie ontbyt se waarde? Dit is omtrent 250.000 rand. Dis belaglik. Nee, vir 'n reeds geëte diamant. Nou wat maak hierdie een so duur? Ek kon nie 'n artikel weer gekry het nie, maar ek kon onthou daai tyd, dit was omdat dit was in 2010 het hulle daai ontbyt gekry, en dit was Barack Obama, daai tyd die Amerikaanse president, hy het daai ontbyt geëet en net so gelos, en dit het gemaak dat hierdie ontbyt so verskriklik duur was, en dit was as gevolg van die spesifieke persoon wat aan hierdie ontbyt geëet het, en dis wat hom so verskriklike waarde gegee het. Nou, ek dink nie, het moet so baie waarde nie, maar dit is nou omdat die wêreld so is, soos wat hy is, en jy weet, ek weet nie wat dit kon verander het nie, dalk, jy weet, kon dit al die kinders in opstand laat kom het, omdat hulle nou kon sê, as hulle ouers vir hulle sê, maar ek wil nie my ontbyt klaar eet nie, dan sê hulle maar, meneer die president, hy eet nie sy ontbyt klaar nie, so dit kon dalk 'n hele generasie van Amerika in opstand, ek weet nie, maar jy weet, dit is wat daai ontbyt toe nog gekos het, juis omdat dit, as dit enigiemand anders was, sou dit nie so duur gewees het nie, maar as spesifiek van daardie persoon wat aan dit gevat het. Nee, wat maak hierdie goeder so duur? As ons reeds gesê, die persoon, die eie soortigheid daarvan, die persoon wat dit geskilder het of dit gery het, dit is wat dit so verskriklik duur gemaak het. Nou geliefdes, weet as ek nou reeds vooruit kan spring, nee, as ons weet, ons lewens word gevorm deur die Here. Nee, dan moet ons weet, nee, dit is eintlik van onskatbare waarde. Ons sal nie besef wat ons waarde is nie. Nou hierdie is nie om die mens nou spesiaal te laat voel nie, maar dit gee vir ons 'n aanduiding van dit wat die Here in ons lewens doen. Ons sal nie besef die invloed wat dit gaan hê en die waarde wat dit het in die wêreldgeskiedenis of die toekoms van die wêreld. Ons weet nie. Nee, maar ons sal eendag weet, maar dat dit van onskatbare waarde is wat die Here in ons lewens doen. Is so. Nou geliefdes, uit al hierdie goed, wat ek wil graag aanlaas by laasweek se boodskap, uit 2 Korintiërs het ons gesien, dat gelowiges vergelyk word met 'n kleipot. En die kleipotte wat maklik breek, dis ons liggame, wat maklik breek, maar binne-in is die klei, is die skat. En hierdie kleipot bewaar die skat, wat maar maklik breek. Maar nou wil ek verder gaan met, in die Ou Testament is die mens se lewe, en eintlik die volk ook sin, is vergelyk met klei. Nou Jeremia word uitgestuur om te gaan kyk na die pottebakker, en dan vra die Here vir hom, kan die pottebakker nie met die klei maak wat hy wil nie? Nou die klei was die volk, nee, of die mense, en die pottebakker is God. En dan kyk wat skryf hy vir ons, want
dit was weer 'n tyd wat die mense God se werk met hulle en die omstandighede waarin hulle bevind het, bevraagteken, God se raad bevraagteken, God se wysheid, die manier wat hy werk met hulle en dit wat hy gedoen het, bevraagteken hulle en dan sê die Here vir hulle in Jesaja 54 vers 5 tot 8. Daar is niemand wat tot u om hulp roep nie. Niemand wat sy krag in u soek nie. U het ons aan onsself oorgelaat. U laat ons wegkwyn deur ons sondes. U is ons Vader, Here. Ons is klei in u en u het ons gevorm. Ons is almal die werk van u hande. Nou, u weet, in al twee hierdie gevalle, van Jesaja en Jeremia gebruik ook die pottebakker, dis hy spesifiek wat na die pottebakker toe moes gegaan het. Jy weet, is die mense besig om God te bevraagteken, sy raad, sy besluit oor die volk. En dan bevraagteken hulle veral hoekom hierdie bose magte, die Babiloniërs oor Juda en die Assiriërs wat Israel heeltemal weggevoer het. Jy weet, hulle bevraagteken hoekom God dit so bewerk het, hoekom hy dit toegelaat het om te gebeur. Jy weet, en hulle bevraagteken God se regering oor hulle. Jy weet, in die ander geval was die volk besig om weggevoer te word in gevangenskap. En elke keer antwoord God hulle, julle is klei in die hand van die pottebakker. En die pottebakker het die reg om met die klei te maak wat hy wil. Nou, jy weet, ons kan terugkyk na die Ou Testament en ons kan sien hoe die Here gewerk het deur die geskiedenis, maar dan ook in die Nuwe Testament bevraagteken die volk ook en die wat nou tot geloof gekom het, bevraagteken God se manier hoe hy met die volk gewerk het, hoe die uitverkiesing en al hierdie dinge wat Paulus dan vir hulle verduidelik. En dan antwoord Paulus hulle ook in Romeine 9 vers 20 tot 21. Dan sê hy, mens, wie is jy per slot van rekening dat jy met God wil redeneer? Hoe kan die maaksel vir sy maker sê, waarom het jy my so gemaak? Het die pottebakker nie die reg om uit dieselfde klomp klei iets besonders en iets alledaags te maak nie? Nou geliefdes, hierdie gemeente het ook die Here begin bevraagteken. God se onderhoud in die wêreld en veral ook oor die volk Israel, want hulle het nou gewonder, hoekom gaan die Here na al die heidene nasies toe en so te sê verwerp hy die volk en die Romeine wat oor hulle regeer, het ook baie boosheid beteken, baie bedrog beteken, baie sonde wat toegeneem het en hulle bevraagteken, hoekom moet hierdie mense oor hulle regeer? So hulle bevraagteken God se regering. Nou geliefdes, hoeveel keer bevraagteken ons nie ook die Here? En ons weet, ons moenie opstandig wees teen hier nie, partykeer word, jy weet, kan 'n mens jouself nie help nie, en ons vra vir vergifnis daarvoor, dan bevraagteken mense die Here, maar waarom? Laat die Here, het hy my dalk gemaak soos wat ek is? Hoekom het hy hierdie ding oor my lewe gebring? Hoekom ervaar ek hierdie siekte? Hoekom moes ek hierdie verlies ervaar? Nou geliefdes, soos in die geval van Job, hier kom die Here en hy antwoord nie altyd die vrae nie, oor hoekom dit moes gebeur nie. In Job se tyd het hy ook nie geantwoord nie, maar wat hy wel gesê het, wat hy wel vir ons ook sê, is, kan ons die raad van God verstaan? Kan ons weet, dit wat nou met ons gebeur, wat se invloed het dit op die toekoms? Kan ons weet, wat God besig is om te doen met die wêreldgeskiedenis? Kan ons enigstens verstaan? En dan sê die Here, ons kan nie, maar ons moet op vertrou. Want God regeer in voorspoed, maar ook in teëspoed. Is hy besig om te regeer. In swaar tye en in goeie tye. In gemaklike tye en in ongemaklike tye. En is baie keer juis, dis juis deur die swaar tye wat hy baie keer, wat ons gevorm word, wat ons geskaaf word, wat ons gebytel word. Maar as ons weer eens, as ons die beeld kan gebruik,
As ons die kleibeeld, wanneer was die tyd wat God juis iets besonders gemaak het? Of wanneer mense iets besonders gemaak het, nee, 'n standbeeld, wat hulle heeltyd moet bytel en hulle heeltyd moet skaaf. Dis wanneer hulle iets besonders gemaak het. Nee, en dis dieselfde by ons baie keer. Is juis wanneer ons lewens gebytel word wat sleg is en geskuur word wat seer is. Dis juist dan wanneer God iets besonders doen in ons lewens. Goed wat ons nie verstaan nie en ons besef nie die invloed wat dit gaan hê nie. Maar geliefdes, is 'n belangrike ding wat ons ook baie keer moet onthou. Want baie keer voel ek, maar al hierdie moeilikhede en gebytel en geskawery, wat se invloed, hoe kan dit enigstens iets goeds bring uit my lewe? Nou, ons het al reeds daaroor gepraat, maar 'n belangrike ding wat ons ook baie keer moet besef, is dit gaan nie net oor ons nie. Nee, as die Here my vorm, dan gaan dit nie net oor my lewe nie. Dit gaan ook oor die mense om my, die invloed wat dit het oor die mense om my, en dit wat dit doen aan die mense rondom my. Weet, so kom ons gaan verder en ons kyk na die praktiese voorbeeld wat vir ons gegee word in Galasiërs. 'n praktiese voorbeeld van klei in die hande van die pottebakker. Soos tweede opskrif. Nou net so half om 'n inleiding te gee voordat ek nou die teks lees wat ons bespreek, is die hoofstuk net voor dit is die gemeente het hulle aanvanklik laat lei deur die Heilige Gees, maar toe hulle nou later die leiding van die Heilige Gees nie meer so goed gevolg nie, soveel so dat hy nou vra, jy weet, was dit onnodig, jy weet, het julle nou te vergeefs die leiding van die Heilige Gees aanvaar, en dan vra hy vir hulle in Galasiërs 3 vers 4. Galasiërs 3 vers 4 staan daar, was al julle swaar kry dan verniet. Dit kon tog nie verniet gewees het nie. Nou geliefdes, jy sien dat hierdie gemeente het vir een of ander rede swaar gekry. Ons is seker hoekom nie, ons vermoed dit was dalk jy weet, hulle is uit die synodes geban en goed omdat hulle nou Jesus aangeneem het en dat dit dalk so iets was. Maar die Heilige Gees het juist deur die swaar kry hulle gevorm. En was juist omdat hulle nou nie, jy weet, dit juist gemaak die swaar dat hulle meer na die Heilige Gees luister en dat hulle bevestiging ontvang het dat hulle geloof van die Here afkom, nê. Dat verstaan dat God julle ken. Was juist deur die swaar dat hulle aanhou bly glo het deur daardie ervaring. Maar Paulus gaan dan nou verder, nee, en ek lees vir ons wat in Galasiërs 4 vers 13 tot 16 staan. Julle onthou mos hoe dit gekom het dat ek die eerste keer die evangelie aan julle verkondig het. Dit was deurdat ek siek geword het. En al was my toestand vir julle 'n versoeking om my te verag of selfs te verfoei, het julle dit nie gedoen nie. Inteendeel, julle het my ontvang soos ek 'n engel van God was. Ja, asof ek Christus Jesus self was. So jy kan sien, Paulus het mos nou gegaan van dorp na dorp en jy weet die evangelie verkondig, sekere plek het hy kerke geplant en op 'n stadium terwyl hy nou so reis, toe word hy siek. Nou omdat hy siek geword het, onthou hulle dat hy nou nie verder van dorp na dorp kon gegaan het nie, maar daar moes hy toe nou stil bly by Galasiërs, by Galasië, omdat hy siek geword het. En daar begin hy word op so 'n manier eintlik geforseer om die evangelie te verkondig in Galasië. En jy weet, as gevolg van hierdie siekte word die gemeente geplant en toe gaan dit ook nou nie goed daar nie en jy weet, toe op 'n stadium toe begin hom verwerp ook. Jy weet, daar kom toe nou ander mense wat weer die teenoorgestelde boodskap as Paulus verkondig en hulle weer afhanklik maak van die wet en op wetsonderhouding die jy weet vryspraak probeer kry. En dit bring sy, so te sê, sy bediening daarso in gedrang. En dit het so te sê sleg gegaan vir hom in daai gemeente. En op hierdie manier, juist deur daardie beproewing, forceer die Here om eintlik so te sê om 'n brief te skryf aan hierdie gemeente. En geliefdes, jy weet, as gevolg van hierdie sleg, word daar 'n boek
opgeneem in die Bybel, Galasiërs. Nee, en hierdie boek, 2000 jaar, het hierdie boek, is hy bewaar. En hy het 'n enorme effek. Ek dink nie ons sal kan bereken nie, die effek wat hy gehad het op die wêreld nie. Want jy kan nou weet, nee, Galasiërs is nou, jy weet, die boek wat gewoonlik vir die kinders geleer word, want die vrugte van die Gees, dit wat ons in die wetgedeelte gelees het, is gewoonlik daarin, dis een van die baie bekende goed wat hulle altyd vir die kinders leer, die vrugte van die Gees en die vrugte van ongeregtigheid, nee, daai is 'n groot invloed. En mens kan nou weet, nee, nou word dit vir die kinders geleer. Ek leer dit dalk vir my kinders, want dit is een van die makliker goed wat die kinders kan leer. Jy weet, en hy leer dit vir sy kinders en dit word deel van wie hy is en leer dit by die skool en soos wat hy groot word, eendag as hy groot is dit deel van sy waardesisteem, dis deel van sy verwysingsraamwerk van dat hy onderskeid kan hê van wat reg en verkeerd is. Jy weet, so dit beïnvloed hom, dit beïnvloed sy skool, dit beïnvloed, jy weet, so vir 2000 jaar is hierdie boek besig om 'n invloed te hê op die wêreld. En ek kan nie eers, jy weet, as ek so sit en dink en mense probeer dink, joh, maar dit het daai gevoel gehad en dit, jy kan net nie ophou dink hoe ver daai invloed moes gegaan het nie. En jy weet, en hierdie boek is eintlik wêreldberoemd vir ten minste die laaste 2000 jaar. Ons weet nou nie hoe ver was die evangelie, 200 jaar dalk, nee. Mens weet nou nie voor dit, jy weet, hoe ver was die evangelie al versprei nie. Jy weet, is hierdie invloed, en selfs nie net op die gelowiges nie. Die gelowiges lees dit, maar die ongelowiges sien ook die gelowiges se lewens, nee, en dit beïnvloed hulle ook, nee, so dit het hierdie wêreldwye invloed gehad, wat begin het by 'n siekte, wat geoorgeloop het na 'n bediening en 'n brief, en so hierdie invloed gehad het. So geliefdes, jy weet, vir Paulus kon dit dalk maar net 'n siekte gewees het. Nee, aanvanklik, jy weet, en hy kon ook die raad van die Here bevraagteken het. Hoekom laat die Here my nou siek raak? Ek staan besig om die evangelie te verkondig. Dit het my nou verhoed om verder te gaan die evangelie te verkondig. En jy weet, hy kon dit ook bevraagteken het. Maar ons het 2000 jaar verder en sien, joh, wat se enorme waarde het daai siekte wat so invloed gehad het, dit nie in daai lewe in daai tyd gehad nie. Nou, dan moet ons amper sê, joh, dankie tog. Nee, dat die Here se raad so uitgespeel het. Geliefdes, jy weet, dan kan ons nie anders as om te besef. Jy weet, vir hom was dit net 'n siekte wat nie baie waarde gehad het nie, maar vir miljoene mense later het dit onskatbare waarde gehad. En so, geliefdes, ons lewe. Ons weet nie hoe God deur ons siektes, deur ons swaar kry, 'n invloed het op die toekoms van die wêreld nie. Onthou, ons is hierso vir 'n tyd lank en dan gaan ons lewens ook maar weer verby. En ons dank die Here dat Christus aan die regterhand van God regeer deur voorspoed, deur teëspoed, deur al hierdie dinge wat in die wêreld gebeur. So geliefdes, jy weet, en as ek net 'n eintlike, vir my is dit amper 'n simpel voorbeeld, maar tog dink ek, jy weet, sal mense dit ook so 'n bietjie verstaan. Jy weet, daar was 'n tyd jy weet, wat ek nie al die kos kon gekoop het vir, Ian was toe al gebore, daar was so 'n tyd nie, wat ons maar op die minimum gelewe het, en ons kon nie altyd, jy weet, en dit besef ek nou, hoe gelukkig ons was, maar ek kon nie altyd al die kos gekoop het, ons was versadig, maar ek kon nie al die kos gekoop het vir hom wat ek wou nie, en ek was self bekommerd, as ek nou 'n slegte ouer, dat ek nie alles kan gee, wat hy nodig het nie. Jy weet, en vandag, as gevolg van daai tyd in ons lewens, nee, as ons vandag bid vir kos, en ons sê dankie vir die Here vir daai kos, nee, dan vat ek dit nie meer van selfsprekend nie. Jy weet, gewoonlik het ons gesê dankie vir die kos, maar asof dit gaan altyd daar wees. Nee, nou het ek 'n enorme waardering vir kos, want ek weet, daar was 'n tyd wat ek nie die kos kon gegee het wat ons vandag het. Nee, en dit het, daai beproewing het eintlik 'n lewenslange effek op my lewe, wanneer ons dankie sê vir kos. Ek vat dit nie meer van selfspreking nie, ek vat dit as 'n absolute voorreg om dit te kan doen. En jy weet, so het 'n klein tyd van my lewe 'n enorme invloed, en so deur elke ding, nee, partykeer, jy weet, is 'n siekte so lank dat 'n mens vra, ja, hoe lank, Here? Maar weer eens die herinnering, nee, is die invloed wat dit het, is
is van onskatbare waarde. So geliefdes, ek sluit af. Mag jy altyd, al verstaan ons nie die dinge wat die Here regeer nie, om vertrou op sy raad, vertrou met waarmee hy besig is. En mag ons die Here se raad aanvaar en in die voorspoedtye dankbaar wees en in die teëspoedtye geduldig wees met die wete dat ons klei is in die hand van die Here. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Here, ons dankie. Here, dat ons kan weet, ons is klei in U hande. Here, dat ons kan weet, deur alles waarheen ons gaan, voorspoed, teëspoed, gesondheid, siekte, dat U aan ons skaaf en aan ons werk. Here, help ons om dankbaar te wees vir die goeie tye, geduldig te wees in die moeiliker tye. Here, maar dat ons ook sensitief sal wees vir mekaar en dit as waardevol sal ag wanneer U aan ons werk. Heer, dat U handewerk in ons lewens onskatbare waarde het. En dat ons dit so sal raak sien deur U Gees. Vader, as U nie vir ons 'n nuwe hart gee nie, as U nie vir ons oë oopmaak nie, dan sal ons dit nie raak sien nie, Heer. Heer, kom troos ons dus daarmee. Heer, en kom gee tog vir ons daaglikse brood, wat ons nodig het, elke dag. Heer, kom wees ons genadig, ons weet ons verdien dit nie. En Heer, help ons om vreugde te vind, daarin dat U in ons werk. Heer, ons loof en prys U vir alles wat U vir ons doen, vir alles wie U vir ons is. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here, wat regeer deur alle tye en eendag weer sal terugkom. Ons bid dit in U naam. Amen. Geliefdes, kom ons sluit af met die Pottebakkerslied. Leer my U wil, Heer, en wees stil en weet. Leer my U wil, Heer, U doel met my. U Pottebakker, met my die klei. Vorm my en maak my volgens U wil. Op U vertrou ek, nederig stil. Wees stil en weet ek is die Heer. Ek spreek en wind en golwe bedaar. Ek sal op jou getrou bewaar. Leer my U wil, Heer, U plan met my. Laat ek nie doelloos, nutteloos bly. Hou my erkentlik, Heer, in U nek. As ek dan swak is, maak U my sterk. Wees stil en weet ek is die Heer. Ek ken jou pyn, jou donkerste nag. Ek is by jou, ek gee jou krag. U gee U gawes, net soos U wil. Almal is diensbaar, elk met verskil. Vol met U Gees my, breekbare kruid, dat U my oral nuttig gebruik. Wees stil en weet, ek is die Heer. Bly waak en bid, vol hart en geloof. Ek is by jou, soos ek beloof. Geliefdes, gaan die week in met die seën van die Here vanuit Galasiërs 16 tot 18.
En hierdie is nou 3 verse, maar een wys vir ons weer die beginsel wat ons gesien het in Paulus se lewe, wat ons ook gesien het, hoe die Here ons die vereiste en dan die seën. Vers 16, en almal wat volgens hierdie beginsels leef, die ware Israel, mag God aan julle vrede gee en barmhartigheid bewys. Sien ons Paulus se vraag. Hy sê niemand moet dit vir my verder moeilik maak nie, want ek dra klaar die littekens van Jesus aan my liggaam. En wanneer ons dit weet, genade van ons Here Jesus Christus sal by julle gees wees, broers. Amen.